Welkom terug by die Groot Ontbyt. Die musiekbedryf en die uitsaaiwese neem steeds met groot hartseer afskeid van die geliefde Johnny Davids wat oorlede is op 16 April hierdie jaar. Maar die hoop wat hy gebring het, leef voort, want sy laaste liedjie wat hy geskryf het voor sy dood, word nou vrygestel deur sy pragtige vrou Liesel Davids wat vanoggend hier by ons kuier. Liesel, dis 'n voorreg, baie dankie vir jou tyd. Baie dankie vir die geleentheid, alhoewel dit nou onder sulke omstandighede is. Ja, sulke bittersoet omstandighede. Ja, maar ons is so bly dat jy dit op jou geneem het om hierdie nalatenskap te kan voortleef op hierdie baie spesiale manier. Ja. Kom ons praat 'n bietjie oor Johnny as mens. Ons weet hy was 'n bekroonde sanger, liedjieskrywer, outeur, TV-aanbieder, sportkommentator. Maar wie was Johnny buite die kollig? Die een wat jy die beste geken het. Ja, Johnny het baie hoede gedra en ek dink hy was net so geseënd om soveel talente te kry. Ek dink die vader was bietjie ekstra vrygewig met sy talente. En ek dank die Here dat ek hom geken het. Johnny was ek het hom Bob de Builder genoem. Want hy kon nie stil sit nie. Hy was die ou, ek hoef nie nog iemand in te kry nie. Hy sal alles om die huis wat reggemaak moet reggemaak word. Hy kon net nie stil sit nie. Hy wil altyd help en hy wil altyd net die beste vir my en die kinders gehad het. So hy was hardwerkend en hy was hy was my beskermer en hy was my reismaatjie geweest en my hele amper die helfte van my lewe saam met hom spandeer. Het julle baie gereis? Baie in Suid-Afrika. Ons het al 'n paar keer oor see gegaan met werkgoedjies en so. Maar in die land kon ons lekker saam toer op die pad en ons het verkies dat, want dis die tye wanneer mense lekkerste kan afskakel en rustig sit en jou geselsies inkry wat jy nie altyd kan doen nie. En dit was baie spesiaal geweest. Liesel, ek moet vir sê vir my die mooiste ding is om saam met mense te werk wat saam met Johnny gewerk het en te hoor die getuienis wat hulle gee oor die man wat hy was. En ek dink dit spreek boekdele van wie hy was. As jy kyk na sy waardes, sy familie, sy vriende, vertel ons bietjie daaroor. Peter, eerstens Johnny het die liefde vir die Here gehad en dit is wat hy uitgeleef het. Hy het Jesus uitgeleef. En alhoewel hy onder bitter moeilike omstandighede, ek sê altyd sy part 1 was nou nie so goed, die part 2 het die Here vir hom 'n beter lewe gegee en 'n nuwe kans gegee. Dit is net wonderlik om te kon gesien het. Ek het baie van hom geleer. As Johnny deur moeilike tye gegaan het, was dit altyd gebid en gevas en oor enigiets wat ons mee gesukkel het. En dit is die nederigheid wat deurkom vir my en die feit dat hy, alhoewel hy ons die beste gehad, hy wou net die storie van hoop laat voortleef en hy wou net vir mense inspireer om hulle drome na te jag, want dis is wat hy gedoen het. As hy gehoor het jy het 'n droom, dan sal hy altyd mense gesê, gaan vir dit, moenie nog wag nie. Jy weet, hy daai entoesiasme gebring en daai positiwiteit en inspirasie vir mense gegee wanneer hy in 'n vertrek ingekom het en ek dink dit is waar die spesiale plekkie wat hy gelos het in mense se lewens ook. Ja. En daai moeilike omstandighede wat hy gehad het in deel 1 van sy lewe, soos jy sê, hy het besluit hy gaan daar uitkom om 'n heeltemal vernuwe deel 2 van sy lewe te hê. Mense is so bly hy het dit vasgevang in die memoir Boetjie, wat ek dink vir hom ook onverwags genesing gebring het en vir baie ander mense ook nog aan genesing bring, nê? Definitief. Ek dink as ek teruggaan na Boetjie homself en Johnny homself, wou hy nooit sê, en jammer vir my Engels, ek weet nie hoe om dit te sê nie, maar hy wou dit nooit as 'n pity party sien. Hy wou hê sy storie moet hoop, soos ek weer eens sê, hoop en inspirasie wees vir daai kind wat in omstandighede, of nie net kind, dis volwassenes, wat sit in omstandighede wat vir hulle terughou, maar moenie laat jou omstandighede jou toekoms soort van bepaal nie. So dit is waarmee hy met Boetjie gedoen het en dink hy het dit goed reg gekry en ek wens en ek bid dat dit die storie regtig waar sal vir iemand beteken iets en dat dit, jy weet, dit die persoon sal inspireer om want jy twee keuses in die lewe. Jy kan 'n kind wees wat in 'n omstandighede bly of jy kan die 8-jarige, 9-jarige boetjie wees wat die besluit geneem het, maar genoeg is genoeg. Ek gaan eers heen en ek gaan 'n ander lewe
of 'n ander rigting in. Ja. Ek gaan uit dit En ek gaan uitstap. dit uitstap. Ja. Hoe verblywend dat ten spyte van die moeilike omstandighede ons drie kan sit en jy as 'n vrou kan sit en kan praat en sê sy lewe was 'n getuienis. Yes. En ek dink dis merkwaardig, want ons kan nie dit van almal se lewens sê nie. Om te dink, weet jy wat, hy het 'n lewe geleef wat so impakvol was en sy lewe het so getuienis geword vir soveel mense. Ja. Op so jong Op 'n ouderdom. jong ouderdom. Ek dink ja, dit is vir my 'n riem onder die hart om te weet dat hy het bekom wat hy wou bekom het en hy het sy passie uitgeleef en is vir jy weet dit gee vir my weer nuwe lewe en nuwe inspirasie om my drome na te jag. En mense is nooit te oud. Hy het altyd gesê jy is nooit te oud om te droom en moenie ophou droom nie. En as Christene is dit wat ons dink, ek dink wat ons moet uitleef is daai om getuie te wees. Jy is die Bybel. Ja. Jy is Christus se jy weet se uitbeeld op die wêreld, want daar's mense wat nie vir Christus ken nie. So jy moet dit kan uitleef en is wonderlik vir my om te kan sê John het in sy kort lewe van 48 het hy 'n groot impak gemaak. Dit maak my trots om dit te kan sê, alhoewel dit baie hartseer is. Ja. Want ek het nie gedink ek sal op so 'n jong ouderdom hom verloor nie. Maar ja, hier het ander planne gehad. Ons moet ook praat sodat 'n effek kan hê op ander mense en hulle dalk kan waarsku of voorberei oor die impak van stres en die gesondheidsimpak van die musiekbedryf soos wat hy dit ervaar het ter wille van ander jong kunstenaars wat dieselfde uitdagings dalk moet nog trotseer of tans ervaar. Ek dink dit is nie net musiekie, dis die hele vermaaklikheidswêreld. Ek kom myself uit vermaaklikheidswêreld uit en ek is nou 'n jaar sonder werk en baie dinge tel teen jou en soos byvoorbeeld in my geval is dit verskeie redes in die ouderdom en juist dan as jy te oorervare, dan as jy weer te onderervare, jy's nooit genoeg nie. Jy moet inwees met die regte mense om 'n posisie te kan beklee. En dit is die sad gedeelte in Suid-Afrika dat daar soveel talentvolle mense maar wat daar buite is wat vryskut werk doen, maar hulle word nie die geleenthede gegee nie want hulle is nie noodwendig bevriend met die regte mense of hulle het nie invloed op 'n plek nie. En vir my is dit jy moet oplet op jou stres. Jy moet 'n uitlaatklep hê. En ek dink Johnny het binne toe gebloei omdat hy die tipe persoon was wat nie sou kla nie. Hy wou nie kla nie en hy wou nie konflik. Hy wou nie stop nie, maar hy wil ook nie konflik veroorsaak. Sou hy iets in sy eie naam 'n swart kruisie, want jy kry 'n kruis, jy word 'n kruisie as jy jou opinie gee. Jy word gecancel in die lewe. And just in business itself, if you have an opinion. So hy het maar op sy tande gebyt en op sy tong gebyt en dit kan ek met alle eerlikheid sê. Ek was maar sy uitlaatklep, maar dis waar dit gestop het. En ek dink maar daar's ook baie goed wat hy nie wou deel nie. En ek sou sê vir iemand daar buite, deel met iemand of gaan praat jy ook alleen met jouself, want die Here luister, die Here is daar vir jou. En kry vir jou 'n uitlaatklep, kry vir jou 'n stap, as dit nou stap is of hardloop. Johnny weet ek as hy onder baie stres het, dan hy gaan hardloop. Dan as hy sy hardloopskoene aangetrek het, dan weet ek ook nee, hy het nou tyd nodig om bietjie, jy weet net 'n spasie te hê. So kry ietsie wat vir jou die afwyking gaan gee en gaan gereeld vir doktersondersoeke. Ek dink veral mans, dink ek ons vroue is geneig om te gaan. Ek dink by die meeste van die vroue doen hulle ondersoeke en gaan na die dokter. Dit is meer gemaklik, maar mans, ek sukkel maar, ek weet nie of dit al die mans is nie, maar ek het maar gesukkel om vir by die dokter te kry, maar as jy voel dat ietsie wat jou pla en is met gesondheid te doen, gaan sien liewer iemand onmiddellik, al is dit niksie. Moenie dink is te klein nie, want ek dink jy moenie binne toe bloei nie en dit is wat in hierdie geval gebeur het. Die lewe het net te veel geword. Die laaste jaar was baie erg op ons, so baie strain op ons finansies gehad. En as 'n man wil jy wil die provider wees en hy wou voorsien vir die familie. En ek dink dit het net 'n bietjie te veel geraak. Maar dis nie net, jy weet dit is baie ander faktore, maar ek dink dit is maar die grootste faktor gewees wat mense onderlei. En ek dink nie dis hy's alleen nie. Ek dink dis baie ander dan. Liesel, nou het jy sy laaste enkelsnit laat vrystel en jy is hier om daar te praat, maar ek wil net gou vers 2 aanhaal want dit is my so mooi.
Elke vrees word nou oorheers en u vrede vul my gees. Ons is hier en ons is reg, o Here, wys ons u weg. En daai woord is vir my so mooi dat ten spyte van hierdie tyd waar jy deur verlies werk en die struggles van die laaste jaar dat dit die laaste woorde is. Vertel ons 'n bietjie van die hart agter die liedjie. Dit is so profeties en ek sê altyd, ek het vir almal wat ek mee praat sê, ek wens dit kon letterlik opgeneem is waar ek vir die Here gesê het, Here, kom blaas net weer nuwe lewe in Johnny en laat hy terugkom. Maar wat ek kan sê is dat dit vergelyk met 'n Job van ouds in die Bybel wat hy op 'n as opgesit het en dis wat Johnny gevoel het. Hy het net mismoedig geword en alhoewel hy hierdie entoesiastiese persoon was, jy kry daai moments en hy was mismoedig, maar toe die Here net weer nuwe lewe in hom kom blaas en nuwe uitsien en ons het dan nuwe planne gewerk en hy was weer net excited want hy het gedink aan goed wat ek en hy saam kan doen wat vir ons twee saam 'n beter toekoms sou gee en wat ons passies en ons kennis kan lekker saamwerk. So hy voel vir my gaan dit soos Job wat die Here agterna geseën het weer en dubbel geseën het. En ek glo dat sy nalatenskap sal die volgende generasie, jy weet, inspireer en dit kom juis uit daai plek van seer uit. En hy gee vir mense hy gee met die lied vir mense die idee dat die Here is altyd naby. Hy is in ons, met ons wat nog aan die lewe is, terwyl die Here klop aan jou hart klop, moet jy die deur oopmaak en hom inlaat. En hy praat uit die graf uit. En dit laat my hart warmer klop. Dat sy liedjie gaan voortleef en dit sal mense raak en ek hoop dit gaan mense se lewens aanraak. En mag jy en die familie ook dubbel geseën word soos Job. Ek het nou weer vers 3 so aangehaal en ek voel dit is waarmee ek graag wil afsluit om te sê vir almal daar buite wat aan sy nalatenskap vashou of een van sy boeke lees of na een van sy liedjies luister om te weet dit voel asof ons nou die stryd verloor. Maar op u Heer wag ons nou, laat u teenwoordigheid neerdal soos reën. Baie dankie Liesel Davids. Vrede en seën vir julle. Ons luister nou na 'n musiekvideo greep van hierdie pragtige lied.